Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend. En baie dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel vandag. En ek wil baie graag met julle ietsie deel wat 'n pastoor gesê het wat vir my regtig laat baie dink het. En natuurlik onder die leiding van die Gees kan ek hierdie boodskap met julle deel. Nou, wanneer ons bid, daar's twee soorte gebede wat ons bid. Luister gou, hoekom sê ek so? Die een gebed is die gebed wat jy vir God bid. En ons almal weet, wat is die gebed wat ons tot God bid? Die voorbeeld daarvan is in Matteus 6 vanaf vers 9, waar ons God eer en lof gee, waar ons om vergifnis vra vir ons sondes, waar ons vra vir wat ons nodig het. En dit is die gebed wat ons in ons daaglikse lewe bid. Nou hierdie gebed, dit kan baie dingetjies bevat wat jy nodig het. Dinge waaroor jy worstel, dinge wat jy wil hê die Here moet vir jou help mee. En natuurlik om God te loof en te prys vir die wonderlike Vader wat hy is. Maar nou, die tweede gebed wat ons kry, dit is die gebed tot die vyand. En is daai gebed soos wat ons bid tot God? Nee, my boetie en sisse, hierdie gebed is heeltemal anderste. Jy weet baie keer nie eens dat jy eintlik die taal bid wat die duiwel wil hoor nie. Dat dit wat jy baie keer praat, dit is musiek in sy ore. En weet jy wat is dit? Dit is wanneer jy jouself afbreek, wanneer jy jouself negatief laat uitmaak, wanneer jy praat soos van, ek is 'n failure, ek is 'n mislukking, ek sal nooit dit kan doen nie, ek gaan maar opgee en dit is soos 'n gebed wat aanbidding is vir die vyand. Want hoekom, my boetie en sissa? Hy wil hê ons moet onsself afbreek. Hy wil hê ons moet minderwaardig wees. Want deur dit gaan ons voel, maar ons is te minderwaardig om selfs in die koninkryk van God te wees. En dis wat hy wil hê. En dis hoekom, wanneer ons negatief spreek, wanneer ons basies dood spreek, is dit soos musiek in die duiwel se ore. Dit is soos 'n gebed tot hom, want dis wat hy wil hoor. Dit is die tipe woorde wat hy wil hoor. Hy wil hoor hoe jy min van jouself dink. Hy wil hoor ook hoe jy ander mense sleg sê, hoe jy ander mense beskinder, hoe jy tweedrag bring. Daai is die taal wat die duiwel praat. En my boetie en sissa, hoe kan ons verhoed om nie in daai slaguister te val van die duiwel nie? Om seker te maak, dit wat ons spreek is opbouend. Dit wat ons bou is soos 'n soete geur vir God. Dit is soos musiek vir God se ore. En dit is natuurlik dankbaarheid. Dankbaarheid is die taal wat Jesus wil hoor. En dan natuurlik ook liefde. Die liefde wat jy praat, die liefde wat uit jou mond uitkom, uit jou hart uitkom, dit is musiek in God se ore. So my boetie en sissa, dit is uiters belangrik, dat wanneer ons praat ons met God of praat ons met die duiwel? Want wanneer ons kom by afbreek, wanneer ons kom by afknou, wanneer ons kom by om sleg te praat, dit is wanneer die duiwel glimlag, maar dan is jy besig om in sy terrein te betree. En dis wat hy wil hê. Maar wanneer jy liefde spreek, wanneer jy vriendelikheid spreek, wanneer jy daai regverdigheid toon, dan is jy besig om in die koninkryk in te beweeg. En dit is wat ons elkeen wil hê, my boetie en sissa. Ons wil deel van die koninkryk wees. Ons wil glad nie betrokke wees by die duiwel nie, want weet jy, kom ek wees eerlik met jou, om heeltyd jou self af te breek, om heeltyd negatief te wees, dis uitputtend. Dis uitputtend. Glo my. En dan natuurlik ook, wanneer jy positiwiteit spreek, wanneer jy goeie moed toon, dis opbouend. En ja, soms is dit uitputtend. Hoekom? Want die duiwel gaan dit so probeer maak dat dit swaar is om dit te sê. Want dit is nie die taal wat hy wil hoor nie. Hy wil nie dit hoor nie, my boetie en sissa. Hy wil hoor hoe daar afgebreek word. En ons moet op 'n plek kom dat ons nie meer gaan toelaat dat die duiwel ons so swaai dat dit lyk asof ons eerder in sy kraal wil praat en in sy kraal wil bid nie, maar dat ons eerder vriendelikheid, sagmoedigheid, liefde, dit praat en laat dit soos 'n soete geur uit ons monde uitkom. Vars water, want vars water en vuil water kan nie uit dieselfde fontein uitkom nie. Julle het al gesien,
as 'n mens sien hoe skoon water en vuil water bymekaar kom, dit werk net nie lekker nie. Dit werk glad nie. Want iewers gaan een die ander ene oorneem. So dis of vuil water of skoon water. En in hierdie geval, almal hou van skoon water, reg? So my boetie en sissa, mag ek hierdie gedagte by jou los vandag, dat wanneer jy spreek, om die Heilige Gees te vra om vir jou te lei, dat spreek jy tot voordeel van die koninkryk of spreek jy tot ten gunste van die vyand? Kom ek bid vir jou. Vader, baie keer het ons die neiging om te val. Ons val en dan besef ons maar wat ek nou eintlik gespreek het is soos musiek in die vyand se oor. Dit is soos 'n geur wat vir hom aanneemlik is. In plaas van dat dit wat ons spreek, dit wat ons bid, dit wat ons doen, eerder vir God moet behaag. Vir God soos 'n soete geur moet wees. Vir God soos 'n lieflike geur moet bring. Here, mag ons sensitief wees vir die Heilige Gees. Ek bid in die naam dat ons sal ingestel wees, dat wanneer ons dood spreek en wanneer ons lewe spreek. In Jesus naam is dit my gebed. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en vat hierdie boodskap. Maak dit joune. En ek weet, met die leiding van die Heilige Gees, jy sal dit kan maak. Want hoekom? Want jy is 'n oorwinnaar. Lekker dag vir elkeen en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek weer môre vir julle 'n stukkie sielskos. Tot dan, goed gaan almal. Bye bye.